Ok, in my vorige video het ons gekyk na hoe om gewone algebraïese uitdrukkings te vereenvoudig. Nou gaan ons kyk gelyktydige oplossings. Nou gelyktydige oplossings is eintlik die maklikste waar jy kan punte kry in jou eksamen. Maar wat julle doen is julle kyk nie dat julle die goed korrek oordra nie en dan verloor julle punte want julle maak simpel foute waar jy moes geminus het plus jy of jy maal nie jou minus in nie of as jy daai ene oorvat dan gaan skryf jy hom weer as min y, jy verander hom nie na plus uit toe nie. En dit is waar jy onnodige punte weggooi in graad 11. Ek weet in graad 10 dink ek tel het 4 punte, maar in graad 11 en matriek tel hierdie goed 6 punte. So dit is regtig nie punte wat jy wil weggooi nie. Ok, nou as ek vir jou raad kan gee, gaan deel jou blaai in 2. 'n kort gedeelte en 'n lang gedeelte, 'n groot gedeelte, kleintjie en 'n grootte. En dan vat jy jou eenvoudigste term eerste. Wat ek bedoel met eenvoudigste terme is, kyk watter een van die twee terme het net 1 y iewers of net 1 x. En dis hierdie ene. Dan gaan skryf jy om hierdie kant. Dan sê jy, ons het 'n 2x is gelyk aan 3 min y, nee. Ons wil hierdie y alleen hê. So wat kan ons doen? Ons kan hierdie y oorvat en ons vat hierdie 2x soontoe. So dan gaan dit wees y is gelyk aan negatief 2x plus 3. Ok. En verder kan ons niks doen nie. Nou begin ons hier. Nou sê ons 5x plus 4y is gelyk aan 21. Nou begin ons het mos vir y. Hierso is y. Nou gaan stel ons hom net in. So dit is dan 5x plus 4 min 2x plus 3. Hoekom? Want ons gaan stel hom in y se plek in, hè? Is gelyk aan 21. Nou sê ons, dis 5x plus 4 maal min 2. Hierdie gaan 'n min 8x wees. En plus 4 maal 'n plus 3 is 'n positief 12. Is 21. Ok. Nou kan ons net bietjie redeneer en uitkanseleer. So wat ons nou kan doen is, kom ons noem, ja, as ek jou kan raad gee, sit 'n 1 langs hierdie term in, hè? En dan sit jy 'n 2 langs hierdie term in. Dan sê jy, stel 1 in 2. Want jy gaan 'n punt kry vir dit. En dan stel jy hom net so in. Ok. Nou kan ons redeneer hierso. Ons het 'n positief 5 en ons trek 8 af. Positief 5x minus 8x en dit is negatief 3x, né? En dan kan ons hierdie 12 oorvat, laat ons x aan die een kant is en ons gewone getalle aan die ander kant. So dis 21, 'n positief 12 gaan om, so hy word negatief 12. So dit word positief 9. Negatief 3x is gelyk aan 9. Nou, wat wil ons doen? Ons wil vir x oplos. So ons gaan deel met negatief 3 aan al twee kante om die x alleen te kry. So dit beteken x is gelyk aan negatief 3. Maar jy is nie klaar nie. Jy kort nog jou y-waardes. So nou vat jy hierdie x-waarde en jy gaan stel hom terug in. Ok. So nou gaan jy sê y is gelyk aan negatief 2, negatief 3 plus 3. En dan vat jy net jou calculator en jy tik dit in. Negatief 2, negatief 3 plus 3 is 9. So dit wil sê, x is gelyk aan min 3 en y is gelyk aan 9.